Ek groet julle geliefdes. Vandag luister ons na Numeri 9 en 10. Ons lees Numeri 9 vers 15 tot hoofstuk 10 vers 10. Die dag toe die tabernakel opgerig is, het 'n wolk die tabernakel, die tent met die getuienis, oordek. In die aand was dit bo die tabernakel, asof met die glans van vuur, tot die volgende oggend. So was dit deurentyd. Die wolk bedek dit, en s'nags is daar die glans van vuur. Maar sodra die wolk bo die tent opgaan, breek die Israeliete dadelik kamp op. En op die plek waar die wolk vertoef, daar slaan die Israeliete kamp op. Op bevel van die Here het die Israeliete telkens kamp opgebreek, en op bevel van die Here het hulle kamp opgeslaan. Solank as wat die wolk bo die tabernakel vertoef het, het hulle gekamp. Wanneer die wolk 'n lang tyd bo die tabernakel was, het die Israeliete die verpligtinge teenoor die Here nagekom en nie kamp opgebreek nie. Soms was die wolk maar net 'n paar dae bo die tabernakel. Op bevel van die Here het hulle kamp opgeslaan en op bevel van die Here het hulle kamp opgebreek. Soms was die wolk net van die aand tot die volgende oggend daar, en wanneer die wolk dan in die oggend opgaan, het hulle verder getrek. Of dit bedags was of s'nags, wanneer die wolk opgaan, het hulle verder getrek. Of dit nou 2 dae, 'n maand of langer was, terwyl die wolk lang bo die tabernakel vertoef het die Israeliete gekamp en nie verder getrek nie. Maar wanneer die wolk opgaan, het hulle verder getrek. Op bevel van die Here het hulle kamp opgeslaan en op bevel van die Here het hulle kamp opgebreek. Die verpligtinge teenoor die Here het hulle nagekom op bevel van die Here by monde van Moses. Die Here het met Moses gepraat en gesê: "Maak vir jou 2 silwer trompette, deur pletwerk moet jy dit maak. Gebruik dit vir die saamroep van die volksvergadering en vir die opbreek van kampe. Wanneer op al 2 geblaas word, moet die hele volksvergadering by jou bymekaar kom by die ingang van die tent van ontmoeting. Maar as daar net op 1 geblaas word, moet die leiers, die stamhoofde van Israel, by jou bymekaar kom. Wanneer julle 'n waarskuwingssein blaas, moet die kampe aan die ooste kant wegtrek. Wanneer julle 'n tweede waarskuwingssein blaas, moet die kampe aan die suidekant wegtrek. 'n Waarskuwingssein moet geblaas word vir kampopbreek, maar om die geloofsgemeenskap bymekaar te roep, moet julle gewoon wegblaas, nie 'n waarskuwingssein nie. Die seuns van Aaron, die priesters, moet op die trompette blaas. Die blaas van die trompette is 'n vaste voorskrif wat altyd vir julle en vir julle nageslagte geld. As julle in julle land in 'n geveg betrokke raak teen 'n teenstander wat julle aanval, moet julle met die trompette 'n waarskuwingssein blaas. Dan sal julle in herinnering gebring word voor die Here, julle God, en julle sal van julle vyande verlos word. In 'n tyd wanneer julle vreugde ervaar, tydens julle vaste feeste en julle nuwe maansfeeste, moet julle by julle brandoffers en maaltydoffers op die trompette blaas. Die trompette sal julle by God in herinnering roep. Ek is die Here julle God." Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Die Here het vir Israel opdrag gegee oor hoe hulle hul kamp moet inrig rondom die tabernakel. Elkeen het 'n plek gehad. Daar was orde en daar was reëls. Daar was hoop, want die Here het tussen hulle gewoon. Tog was hulle nog steeds in die woestyn. Hulle was nie meer slawe in Egipte nie, maar hulle was ook nog nie in die beloofde land nie. Hulle kon dus nie daar by Sinaï bly nie. Hulle moes verder trek. Nou wys die Here vir hulle dat hy nie net by hulle is nie, hy trek ook saam met hulle. Hy is in beheer van hulle reis na Kanaan. Hy bepaal wanneer hulle reis en wanneer hulle kamp. Hy bepaal waar hulle kamp en hoe hulle kamp. God is die leier van sy volk en hy maak seker dat daar geen misverstande kan wees nie. Die wolk en die glans van vuur het aangedui wat moet gebeur. Maar hoe beheer 'n mens so 'n groot groep? Almal kan tog nie die tabernakel dophou om te weet wanneer hulle trek nie. Daarom gee die Here vir hulle die opdrag om trompette te maak. Sodra Moses sien dat die wolk skuif, moes die trompette geblaas word om seker te maak almal weet wat moet gebeur. Die Israeliete was
in 'n sekere sin in dieselfde posisie as gelowiges vandag. Ons is reeds gered. Ons weet reeds dat God met ons is, maar ons is nog nie in die nuwe Jerusalem nie. Ons kan nog nie volmaakte vreugde, vrede en rus by God ervaar nie. Ons is nog op reis na daardie wonderlike belofte wat die Here vir ons gegee het. Soos Israel kan ons ook weet dat die Here ons pad bepaal. Hy bepaal die seisoene van ons lewe. Hy besluit die rigting waarin ons moet gaan en hy lei ons op daardie pad deur die Heilige Gees. Jesus het dit aan ons bevestig deur aan die disippels te sê: Ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd. En ook, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle moet my getuies wees. Dit is dan ook opmerklik dat die Bybel ons leer dat die wederkoms aangekondig sal word met trompette en dat ons Christus op die wolke sal sien terugkom. Weereens gebruik die Here wolke en trompette om sy pad aan te kondig en dit vir ons duidelik te maak. Dit is wonderlik om te weet dat die Here lei ons op pad en dat ons kan uitsien na 'n wonderlike toekoms saam met hom. Maar intussen gee hy ook aan ons die opdrag om sy getuies te wees. Dus, terwyl ons uitsien na die finale trompetgeklank wanneer Christus op die wolke kom, moet ons gereed maak en getuig en onthou en aan ons kinders vertel dat God ons Vader en Redder is en dat hy ons lei deur die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, op hierdie aarde is ons pelgrims. Ons is op pad na die nuwe hemel en aarde. Dankie dat U ons lei tydens ons aardse reis, dat U ons troos en dat U met ons is. Ons sê vir U dankie vir U sorg in ons lewens, dankie vir hoop en vir perspektief. Dankie vir geleenthede om ons daaglikse werk te doen. Ons bid vir almal wat hierdie tyd van die jaar op die pad is en wat op reis is ergens heen. Ons vra dat hulle veilig sal reis en dat ons paaie ook veilig sal wees. Ons bid vir medegelowiges wat hartseer is. Ons vra dat U hulle sal troos en dat U ook hulle hoop en perspektief sal gee. Ons bid hierdie dinge deur U groot genade alleen. Amen.